Goeiedag, ek is Dominee Arne Nieuwhof van die AP Kerke Ellisras en Marken. En ons praat hierdie week so 'n bietjie oor roepingsbewustheid en ons kon 'n bietjie stilstaan by Ou-testamentiese gedeeltes waar die roeping van God op 'n besondere manier hulle geroep het. Maar vandag wil ek lees hier uit Lukas hoofstuk 1. En ek lees die gedeelte waar Sagaria besig is om in die tempel diens te doen, want God het hom op daardie manier, op daardie plek, deur die lot bepaal, daar gebring waar God met hom kan praat. En dan hierdie gedeelte. Toe verskyn daar 'n engel aan hom van die Here, wat aan die regterkant van die reukofferaltaar staan. En toe Sagaria hom sien, was hy ontsteld en vrees het hom oorval. Maar die engel sê vir hom, moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Johannes noem, en hy sal blydskap en verheuging vir jou wees, en baie sal oor sy geboorte bly wees. Broers en susters, ons elkeen wat na hierdie opname luister, is reeds vooraf bepaal deur God geroep. Reeds van ons moederskoot af het ons gehoor by Jeremia, maar selfs voor dit is ons uitverkies volgens Efesiërs 1. So is dit ook in die geval van Johannes. Johannes die Doper natuurlik in die geval waar hy geroep word, nog voor sy geboorte en dat hy bepaal word tot 'n bepaalde taak. En dat Sagaria sy vader hierdie woorde van die engel eers nie hoor nie en stom word, die weet ons. Maar dit verander nie aan die saak dat Johannes 'n geroepene is nie. Johannes het 'n lewenstaak en hy doen die lewenstaak voluit. God begenadig hom met 'n bepaalde kennis en wysheid, sodat hy met insig sy werk kan doen en kan doop en dan al die ander dinge kan doen, sodat hy uiteindelik die Here Jesus ten doop kan hou. Ons as gelowiges moet besef dat ons nie noodwendig 'n besondere roeping deur 'n brandende bos of deur 'n engelverskyning moet ervaar om te weet dat ons geroepene is nie. Johannes die Doper het dit reeds kon ervaar voor sy geboorte en selfs Timoteus wat as jong seun in die evangelie ingelei word. Ons het nie nodig om 'n dag en datum bekering te hê om die roeping te kan ervaar nie. Roeping is God se werk deur sy gees in ons harte. Dit word versterk deur ons verstandelike kennis wat ons bymekaar maak en uiteindelik ook ons daad wat ons gaan doen wanneer ons die evangelie gaan uitleef van 'n Christus wat ons verlos het aan die kruis. 'n Roepingsbewustheid waarvan ek en jy bewus moet wees, wat ons met kennis moet aanvul, maar deur die krag van die Gees ook moet gaan uitleef. Ons kinders is geroepenes. Ons kinders is deel van die kerk. Ons kinders is deel van daardie liggaam van Christus waar hulle reeds deel is en sigbaar deel word deur die doop. Ons moet mekaar as geroepenes hanteer. Geroepe om die evangelie te dra, geroepe om die evangelie uit te dra, geroepe om die evangelie te leef. En dit beteken dat ons liefde moet betoon, teenoor God in die eerste plek, maar ook teenoor mekaar. Maar die Bybel gaan nog verder en hy sê dat ons selfs ons vyande moet lief hê. Want dit is wat van 'n geroepene verwag word. En hierdie geroepenheid kan ek nie sommer op 'n bepaalde manier afskuif en sê, dis nie myne nie of ek wil dit nie hê nie. Want ons kan die stem van God, wanneer hy ons roep, net vir 'n bepaalde tyd weerstaan. Totdat ons ingee en God ons syne maak. Laat ons ons geroepenheid uitleef in hierdie dag. Kom laat ons saam bid. Here God, wees met elkeen wat hierna luister. Elke kind, elke groot mens, elke ou mens. En laat ons ons geroepenheid weer besef, want u woord het geen aftreedatum nie, want ons werk totdat u ons kom haal. Ons begin reeds as klein kinders, en ons moet ons roepingsbewustheid uitleef, besef en daarvan kennis neem. Wees daarom met elkeen van ons om ons geroepenheid weer opnuut te besef. Amen.